welkom by nog 'n Wiskunde met Maggie video. So, jy het nou net jou toets teruggekry en die punte is nie wat jy verwag het of voorgehoop het nie. Jy is dalk 'n bietjie teleurgesteld want jy voel jy dalk regtig hard studeer en nie gekry wat jy wou gehad het nie, of jy het gevoel dat jy eintlik goed gedoen het in die toets en nou sien jy, dit was nie eintlik so goed soos jy gedink het nie, of dalk het jy nie reg voorberei nie en jou punte is sleg, maar nou wil jy jouself verbeter. En dit klink dalk weird om te sê jy gaan nou hierdie toets vat wat jy regtig nie so goed in gedoen het nie en jy gaan dit gebruik om beter punte te kry. Maar ek beloof julle, hierdie is dus die beste manier wat ek gevind het om wiskunde te leer en die is wat ek altyd gedoen het om my punte te verbeter. So, die heel eerste ding wat jy moet doen, nou dat jy jou vraestel het en jou antwoordblad het, is om die twee langs mekaar te sit en stap vir stap deur elke vraag te gaan en kyk waar jy jou punte verloor het. En nou is jou missie om die regte antwoorde vir elke vraag te kry wat jy verkeerd gekry het. As jy baie gelukkig is jou onderwyser of onderwyseres een van daai mense wat na 'n toets deur die vraestel gaan en vir jou die antwoorde op die bord skryf. En hier is die goue moment waar jy alles moet neerskryf en jou vrae vra waar jy vassit of nog steeds nie verstaan nie. As jou onderwyser of onderwyseres nie een van daai mense is nie, ek is jammer, maar gebruik jou klasmaat. So vra vir die slimste persoon in die klas of dalk enigiemand om jou. Dit hoef nie noodwendig die slimste persoon te wees nie, maar dalk is daar iemand wat jy weet wat regtig goed is net wiskunde of hierdie vak waarmee jy sukkel. En dan kan jy vir hulle vra of hulle die antwoord reg het of die vraag reg gekry het wat jy verkeerd gekry het en dan kan jy dalk die antwoorde by hulle kry. So jy moet nou jou eie memorandum bou en moenie net blindeliks hulle antwoord neerskryf nie. Vra dalk vir hulle om dit vir jou te verduidelik, hulle stappe te verduidelik ensovoorts. Jy moet ook met hierdie vraestel kyk waar jou probleme gelê het. Was dit omdat jy nie verstaan het nie? Was dit omdat jy uit tyd gehardloop het? Was dit omdat jy nie 'n metode geken het nie? Is dit net dat jy nie hierdie hele afdeling verstaan nie? Of is dit dalk net 'n sekere deel van die afdeling? Was jou foute agterlatig want jy was te haastig omdat jy deur die eksamen wou kom? Ja, jy moet regtig kyk waar jou foute is en kyk of jy 'n patroon kan agterkom, want dit is wat jy dan moet gebruik om te verbeter. Nou dat jy jou memorandum het, en onthou, daai is die goue ding wat jy wil hê, nou kan jy deur die memorandum gaan en seker maak jy verstaan elke liewe antwoord en hoe die mense daarby uitgekom het. Nou moet jy vir jouself 'n dag of 2 se ruskans gee, dat jy nie dit noodwendig memoriseer het nie, en dan gaan sit jy weer asof jy in die toets is en jy doen die hele toets oor. So jy sit vir jouself 'n uur en 'n half een kant op 45 minute en jy gaan deur die vrae en jy skryf dit neer. Dan gaan jy jouself merk en jy gaan ook kyk tydens hierdie waar jy vasgesit het, waar jy weer nie verstaan nie. Want dit is baie maklik vir ons om te sit en sê, ek verstaan hierdie as iemand anders het vir jou verduidelik, maar as jy regtig deur dit gaan en dit weer self moet probeer doen en jou kennis toepas, dan kan jy regtig sien waar het jy vasgesit. So as jy baie goeie geheue het of daar's nie baie wat in jou lewe nou aangaans nie, dan moet jy dalk vir jouself 'n paar ekstra dae gee, nie net 2 dae tussen die tyd waar jy die memorandum deurgegaan het nie en dan weer die toets probeer doen nie. En onthou, hierdie is nie soos 'n oomblik waar jy super streng met jouself hoef te wees nie. Dis meer kyk na die vraag, doen nie toetsvraag en kyk waar jy vashak. Is dit 'n ding van, ek ken nie die formule nie, daai is nie so belangrik nie, jy kan 'n formule memoriseer, maar wat regtig belangrik is hierso is om te sien, verstaan ek nog steeds nie die konsep nie, verstaan ek nog steeds nie wat ek moet doen nie, ken ek nog steeds nie die metode nie, verstaan ek nog steeds nie die vraag nie, wat soos verstaan jy regtig nie of waar hak jy vas. En daai is die ding wat jy dan kan gebruik om aan te werk. Nou wil jy vir jouself 'n verbeteringsplan maak. En wat op aarde is 'n verbeteringsplan? Wel, dit is iets waar jy nou gesien het, toe ek hierdie toets oorgedoen het, het ek dalk vasgesit, ek het nie metodes geken nie, so dan gaan skryf jy vir jouself weer die metodes uit, gaan kyk weer na soortgelyke somme, klasvoorbeelde, ander toetse ensovoorts, en sien, hierdie is die gewone stappe wat iemand gebruik om hierdie tipe vrae te antwoord. Of jy sien, ek sukkel altyd om eksponente te doen. Dan gaan kyk jy na 'n handboek en jy gaan soek soveel as moontlik voorbeelde wat van maklik na moeilik gaan in daai afdeling. So jy gaan begin regtig aan die begin van die hoofstuk, werk deur elke, subhoofstuk deel en werk totdat jy beter word. So dit gaan regtig net oor oefening gaan in hierdie geval. Of jy kan weer na jou onderwyser of onderwyseres toe gaan of jou tutor en dan gaan vra jy vir hulle, ek verstaan tot en met hierdie stap, ek hak altyd hier vas, en dan probeer jy vir hulle net verduidelik waar jy vashak, want dit help nie, jy gaan net na iemand en sê, ek verstaan nie. Daai werk nie so goed nie. Dit werk beter as jy vir hulle sê, ek het al hierdie goed geoefen, of ek het die toets weer oorgedoen, iemand het dit vir my verduidelik, maar ek verstaan dit net nog steeds nie.
verduidelik asseblief vir my hoe jy hierdie gedoen het, of waar jy by hierdie stap uitgekom het, of hoe jy besluit het, jy moet hierdie doen. En dit klink nou baie vaag, maar dit is regtig wat jy moet gaan doen, want jy moet sien waar hak jy vas, en jy moet daaraan gaan werk, en die beste manier om dit te doen is of om dit te gaan oefen, of weer verduideliking te kry. En jy kan nou ook weer ander vraestelle gaan soek op die internet en kyk of jy dan weer soortgelyke foute maak, of jy kan aanlyn gaan soek vir iemand wat dit verduidelik, soos my kanaal natuurlik, of iemand andersin, daar's Wolkskool ook, daar is Hou Net Op Sukkel, hulle het ook baie goeie video's, en jy kan dan kyk of daar dalk 'n blog iewerste is waar hulle die konsep verduidelik, en dalk is dit net iemand anders se manier van verduidelik wat jou gaan help om dit te snap. Ek wou vra, as hierdie video's julle help, asseblief onthou om te share, te like of te subscribe. Ons probeer soveel as moontlik mense help, en ek kan net met julle hulp doen. Dan die heel laaste manier hoe jy hierdie toets kan gebruik, wat jy gedink het nie so goed was nie, is om die memorandum te vat, en dan ook hierdie vraestel te vat, en dit iewers in 'n leer te gaan sit. Jy gaan dan hierdie oor so 'n paar maande gebruik wanneer jy dit by die eksamentydperk kom. Die beste manier om vir jou eksamen voor te berei is om hierdie toets in die memorandum te vat. Jy doen die toets weer oor, en dan gaan merk jy jouself, en jy gaan kyk waar het jy punte verloor, watter afdelings verstaan jy nie meer nie, waar moet jy bietjie jou geheue gaan opskerp oor formules en metodes, moet jy dalk vir iemand weer vir 'n verduideliking vra, ensovoorts. So daai is regtig die top maniere hoe jy 'n ou vraestel kan gebruik. So om te recap, voordat ons dit doen, wil ek net vir julle sê, as hierdie julle gehelp het, daar is 'n infographic wat julle kan aflaai in die description of in die comments, dan is daar 'n link vir 'n infographic wat basies al die stappe vir jou neergeskryf het, so dan hoef jy nie weer hierdie video in die toekoms te kyk as jy 'n slegte toets het nie, of jy 'n toets wil gebruik om jou punte te verbeter nie. Okay, so om te recap, die goed wat jy moet doen wanneer jy 'n vraestel teruggekry het is, jy moet eers daai vraestel vat en 'n memorandum kry. So as jy dit nie van jou onderwyser of onderwyseres gekry het nie, vra jou klasmaats, en hulle kan dalk vir jou antwoorde gee en verduidelik by die dele wat jy verkeerd gekry het, en jy kan vir hulle weer dalk help met die antwoorde wat jy reg gekry het. Jy gaan daai toets en memorandum dan vat en dit net mooi weer deurlees. Jy gaan vraag vir vraag deurlees, seker maak dat jy almal se verduidelikings verstaan het, en dan gaan jy dit eenkant sit. En dan gaan jy hierdie toets weer gaan oordoen. So jy sit 45 minute of 'n uur eenkant, en jy gaan doen weer die vraag. Kyk nou weer waar hak jy vas, en maak 'n punt daarvan, maak 'n lysie iewers. Waar hak jy vas? Is dit regtig net dat jy nie die afdeling ken nie, of is dit net dat jy gejaagd voel of dat jy gespanne voel? Dan gaan jy vir jouself 'n verbeteringsplan maak. Jy gaan daai verbeteringsplan vat, en jy gaan somme gaan doen, jy gaan mense gaan vra vir hulp, jy gaan aanlyn blogs of video's gaan soek, jy gaan jou tutor vra, jou onderwyser of onderwyseres, jou klasmaats, en jy gaan kyk of jy hierdie afdeling regtig kan beter gaan leer ken, of dalk moet jy terminologie leer, want jy verstaan nie die vraag se konsep of woorde nie. Dan gaan jy heel laaste hierdie toets en die memorandum eenkant gaan sit met al jou notas wat jy self gemaak het. Is dit dalk 'n opsomming wat jy gemaak het tydens jou verbetering? Het jy dalk die formules 'n hele paar keer gaan uitskryf? Het jy dalk vir jouself verduidelikings gaan neerskryf? Jy gaan al daai goed vat en dit in 'n leer sit. En dan wanneer jy met voorberei vir 'n eksamen, dan het jy 'n lekker toets wat op 'n sekere standaard is, wat vir jou gaan sê, dis die standaard van die vraag wat jy moet kan antwoord, en dan gaan jy hierdie vraag vat en dit gaan uitwerk, jouself in 'n toets of eksamen kondisie sit, en dan gaan jy ook beter voorbereid wees om in 'n eksamen of toets hierdie goed te kan beantwoord sonder om te gespanne te wees, want jy gaan oefen op die standaard waarmee jy moet oefen, en dit is regtig die beste manier om te studeer. Okay, dankie dat julle gekyk het. Ek hoop julle het 'n lekker dag verder. Bye.